Vandag is dag 26 van ons 40 dae lentreis Harte aan die brand. Vandag se teksgedeelte kom uit Nehemia uit, hoofstuk 1 vers 4. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween, en ek het daar lank getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween, en ek het daar lank getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Lees hierdie vers 'n paar keer deur en vra dat die Here vir jou 'n woord, 'n sin of 'n beeld uit hierdie teks sal lig en vra hom wat dit vir jou in jou lewe beteken. Nehemia se reaksie op die nood van sy mense op die stukkendheid van Jerusalem is om na die Here toe te gaan, maar met egte gevoelens van seer en empatie vir sy volk. En hy gee nie bietjie om nie. Hy het vir dae lank so getreur voor die Here. Maar dan as jy verder gaan kyk na die gebed van Nehemia, dan bly hy nie vasgeval in daai plek van hartseer en seer nie. Hy beweeg aan en praat met God, die God van die hemel, wat groot en ontzagwekkend is. Voordat hy enigiets vir God vra, onthou hy wie God is. En so deel van ons uitroep in tye van nood is om altyd te onthou wie die karakter van God is, en dalk kan jy nou in die volgende paar oomblikke net weer vir jouself sê, wie is God vir jou? Is God groot? Is hy heilig? Is hy getrou? Is hy die een wat altyd dieselfde bly? Is hy die een wat jou vashou in liefde? Is hy die een wat nooit mense vergeet nie? Neem 'n oomblik en laat jou hart rus en troos vind in wie God is. Wanneer Nehemia verder bid, dan bid hy 'n gebed van belydenis. Hy bid namens sy mense en sy familie. Hy sê, ook ek en my familie het gesondig. En so altyd deel van uitroep na God toe is 'n herinnering dat ons na God toe wil keer, maar ook na sy manier van leef toe. En so dalk is daar weer vandag iets wat jy moet bely en sê, ek wil daai agterlos. In my nood erken ek, daar is dinge waaraan ek gryp, wat my nie help nie. Dalk 'n houding, dalk 'n manier van dink, keuses, 'n hardheid van hart, dalk selfsugtigheid. Neem 'n paar oomblikke om net voor die Here ook die toestand van jou eie hart te bely. Saam met sonder belydenis kom altyd genade. Ons bely nie om weggestoot te word nie, maar om God se genade nog meer volkome
deel van ons lewe te maak. God hoor dit wat nie reg is nie. Hy vergewe dit wat nie reg is nie. En hy herstel dit wat nie reg is nie. Hy maak ons hart en ons lewens nuut. Soos Moses, wat ons vroeër geleer het, herinner Nehemia ook God aan sy beloftes. En so vat in die volgende paar oomblikke net weer die tyd om God se beloftes te onthou, dat hy naby is aan die wat hom aanroep, dat hy volkome vergewe, dat hy herstel, dat hy hoop gee, dat hy God met ons is. En so, wat is die een behoefte wat in jou hart en lewe heers, wat jy na hierdie getroue God toe wil bring? Wat wil jy aan die Here toevertrou en weggee? Die Here het Nehemia gebruik om 'n nuwe ding in en deur sy mense te kom doen. Kom ons bid dat die Here ons sal gebruik om instrumente van herstel te wees. Here, ons bid dat te midde van sonde en seer en gebrokenheid in die wêreld, dat ons geroer sal wees daardeur, dat ons beweeg sal word daardeur om aan te hou bid vir dit wat nie reg is nie. Maar ons bid, Here, dat ons ook deel sal wees van die wat bou, aan dit wat stikkend is, en dat ons deel van die mense sal wees wat herstel, dit wat verwoes is. Amen.